Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. En ek dink as jy hierdie week saam met ons al gevolg het, weet jy ons kyk elke oggend na 'n ander karakter wat 'n verskoning gemaak het van Here, U kan my nie gebruik nie. Ek is nie goed genoeg nie. Dis nie ek, U maak 'n fout. Dit kan nie ek wees nie. En dit kom uit ons reeks uit wat ons gedoen het, die waarheid oor jouself. En die grootste waarheid oor jou is dat God het jou lief en hy wil jou gebruik. Jy is goed genoeg. Hy het iets van homself, van sy beeld gelykenis, iets van sy gawes in jou geplant wat 'n verskil kan maak, wat 'n bydrae kan lewer om mense iets van sy koninkryk te wys. Nou elke dag kyk ons na een of ander man wat 'n verskoning gemaak het, een of ander karakter in die Bybel. En vandag kyk ons na Jesaja. Hoor Jesaja se storie. Jesaja 6 vanaf vers 5 af. Hy sê ek het hard geroep. Ellende het my getref, want ek is 'n sondige mens tussen ander sondige mense. En tog het ek die koning, die Here, die Almagtige gesien. Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê, kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek met my boodskap na die volk toe stuur? Wie sal vir ons gaan? Ek het geantwoord, Here, ek sal gaan, stuur my. Weer 'n keer, hierdie is een van daai bekende skrifte, soos Moses en Jeremia en al hierdie manne, waar die Here roep en waar die Here sê, wie sal gaan? Wie kan ek stuur? En dan maak hulle verskonings, almal het hierdie stry eers by die Here. Ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie doen nie, Here. Kyk na my swakheid, kyk na my foute. Jesaja se foute is groot foute. Dis nie net tekortkominge of gebreke in sy geaardheid of persoonlikheid nie, dis sonde. En ek dink ons almal weet, sonde is 'n skeidsmuur tussen my en God. Sonde is hierdie lelike effek wat van Adam se tyd af 'n effek het op die mensdom en hy gebruik die enigste groot regte verskoning. Ek is te sondig. En dan kom die Here en sê, nee, maar ek het 'n reinigingsplan vir jou. Ek het vergifnis vir jou in gedagte en dit word deel van jou storie dan is hoe God my gereinig het, hoe God my vergewe het van my sonde en dit word my eintlike getuienis. En in hierdie geval hoe hy dan antwoord nadat hy daai vergifnisbelewenis het van Here, hier is ek, nou kan U my gebruik, stuur my en die Here stuur hom. Nou, ek wil by jou hoor, wat is jou storie van vergifnis? Wat jy beleef, die Here kom en sê, ek vergewe jou. Jesus het gesterf vir jou. Jou skuld is betaal, die prys is betaal. Jy het nie meer skuld nie. Het jy dit al beleef? As jy kan sê, ek weet my sonde is vergewe, dan het jy 'n getuienis. Jy het iets om te gaan vertel. Weet jy, daar's mense wat nodig het om te hoor, God vergewe sonde. God is lief vir jou. Kom ons vat ons getuienis in hierdie wêreld in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot kern in die middelpunt van die evangelie. En dit is dat Jesus gesterf het vir ons sonde. En dat ons sonde skuld gedra is. Die skuldlas is teen die kruis vasgespijker. Here, mag ons dit meer vertel, meer leef. My sonde is vergewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie liefde. Dankie dat almal soek vergifnis. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.